Ontdek jou skepingsdoel met Trinity Truth deur pastoor Karen Meiburg, maandag om 1900. Ons kuier weer saam op die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiburg en ek wil gesels oor God, ons God, van verhouding en van vrede. So kom ons bid saam. So Here, ek vra die woord wat nou sal uitgaan, Here, dat U die woord sal salf, dat dit sal gaan en tot aan die uithoeke van die aarde toe, dat dit mense se harte sal aanraak. Here, dat U die waarheid sal kom oopbreek en Here, dat U my mond sal salf, sodat ek net die waarheid van God sal praat, en ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou in 'n wêreld vol geraas en menings en opinies, vra baie gelowiges, hoe weet ek dit is God wat met my praat? Nou hierdie vraag is nie net geldig nie, maar dit is heilig. Ons beweeg op heilige terrein hierso, want om God se stem te hoor, is om sy hart te hoor. En om sy hart te hoor, lei ons in die lewe in, lei ons in vrede in, dit gee vir ons rigting, en vrede dra die vrug van geborgenheid, daai, verskoon die Engels, maar die sense of belonging. Nou verseker het almal van ons al die Here se stem gehoor, in 'n rigting wat ons moet ingaan, en dan weet ons as dit 'n fout gemaak, want dit het nooit vrug gedra nie. Nou wat doen ons wanneer dit gebeur? Ons hardloop binne in Vader se arms en sê, Here, vergewe ons asseblief. Vergewe ons asseblief. En Here, wys ons die regte weë om te gaan. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Hoe keer ek dat dit nie weer gebeur nie? Dat ek verkeerd hoor nie? Kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons. En nommer 1 is, bevestig deur die skrif, die woord van God. So die primêre manier waarop ek God praat, is deur die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die skrif is nuttig vir onderrig, regstelling en om ons toe te rus. Alles wat ons hoor, moet gemeet word aan die woord van die Here. God sal nooit iets sê wat teen die Bybel indruis nie. Nommer 2 is deur gebed en stilte tyd. Gebed is dit nie net ek praat en ek praat en ek praat nie, maar ook ek luister. Psalm 46 vers 10 roep ons op 'n plek om stil te wees en te weet dat Hy is God. En in stilte leer ons om sensitief te word vir die Here se stem. En nommer 3 is, dan God praat met ons deur die Heilige Gees, wat ons trooster is. Johannes 16 vers 13 sê, hy sal julle in die hele waarheid lei. En dan sê Johannes 14 vers 26 tot 17, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie so sê die wêreld nie, gee ek aan julle nie, laat julle harte nie ontsteld wees en bang wees nie. Ok, so God se Gees gee vir ons waarskuwing en bevestig, nee, dit wat ons gehoor het, of het werklik is wat ons moet doen, en besluite wat ons moet maak. Dan nog 'n manier om te bevestig dat dit is God se stem wat ons hoor, is deur ander gelowiges. Nou God gebruik dikwels mense om sy wil te bevestig. Spreuke 11 vers 14, en in die veelheid van raadgewers is daar veiligheid. Wyse raad en geestelike mentors help ons om te onderskei. Ons gaan altyd heel eers na die Here toe. Altyd. Ons bly in sy woord. Ons hardloop nie eers na mense toe nie. Maar dit is soms nodig dat ons met die counsel of the wise net ook moet gesels, moet klankbord voordat ons belangrike besluit neem. Ek sal nou 'n bietjie gesels oor wie is die wyse, wat is die karakter van iemand wat wys is. En dan nog 'n manier om te bevestig of dit God is wat met ons gepraat het, is deur innerlike vrede. God se stem bring vrede en nie verwarring nie. Kolossense 3 vers 15, laat die vrede van Christus in julle harte heers. As jy vrede ervaar, selfs in moeilike besluite,
Selfs in chaos is dit duidelike teken dat God met jou praat. Hy bring vrede, nie verwarring nie, sê ek weer. Wat nog 'n manier hoe die Here met ons praat en dan ook goed bevestig, is deur omstandighede en natuur. Nou God het met Elia gepraat, nie deur die wind, die aardbewing of die vuur nie, maar deur 'n fluistering. 1 Konings 19 praat daarvan. So soms gebruik hy die skepping of situasies om ons aandag te trek. Dan praat hy ook met ons deur drome. Nou God se fluistering in die nag, praat hy. Die drome is 'n manier waarop God in die Bybel dikwels met mense gepraat het. Jy kan nou gaan kyk in Numeri 12 vers 6. Staan nou, as daar 'n profeet onder julle is, maak ek, die Here, my aan hom bekend. In 'n gesig spreek ek met hom in 'n droom. Matteus 1 vers 20. Josef, die man van Maria, het in 'n droom 'n engel van die Here gesien en hom gelei en het gesê om nie bang te wees nie. So kan jy ons nog baie ander skrifgedeeltes. So hoe weet ek of 'n droom van God af is? Dit moet in lyn wees met die skrif. Dit sal nie verwarring bring nie, maar vrede en insig. Dit sal dikwels bevestig word deur die Heilige Gees en dan weer deur die raad van wyses en innerlike vrede. So altyd wil ek weer bevestig, as God se stem, sy praat, is dit in lyn met die woord van die Here. Dit bevestig innerlike vrede. Dit is gegrond en gaan gepaard met die vrede van die Here. En baie keer kan dit bevestig word deur ander gelowiges. Nou kom ons kyk bietjie deur die raad van die wyses, in Engels sê the counsel of the wise. Nou wat beteken dit? Die raad van die wyses verwys na die praktyk om leiding, insig en bevestiging te soek deur die hulp van mentors, geestelike leiers, mense wat geestelik ervare is, wat geanker is in God se woord. Dis nie menslike opinies nie. Wees versigtig. As 'n persoon hulle eie opinie gee, is dit nie in die woord van die Here nie. Maar as die persoon leiding gee, deur leiding van die woord, dan kan jy 'n bietjie aandag gee daaraan. So, daar's baie skrifgedeeltes wat sê wat praat van die wyse. Spreuke 11 vers 14 sê, waar daar geen leiding is nie, val die volk, maar deur die veelheid van raadgewers kom daar uitkoms. So beteken, wysheid kom deur gesamentlike raad, nie deur alleen my eie kop te volg, my eie opinie te volg nie, of deur 'n persoon wat hulle kop volg en eie opinie nie. Wees versigtig daarvan. Dan sê dit ook daarso in Spreuke 15 vers 22 sê, planne misluk waar daar geen beraadslaging is nie, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot 'n stand. Met ander woorde, goeie planne word versterk deur raad. Spreuke 12 vers 15 sê, die dwaas glo dat sy eie pad reg is, maar die wyse luister na raad. So beteken nederigheid is nodig om raad te ontvang ook. Spreuke 19 vers 20, luister na raad en aanvaar dig, sodat jy uiteindelik wys kan wees. Met ander woorde, wysheid groei deur tug en raad, want baie keer sal ons dink, maar dis die rigting wat ons moet inslaan, en wanneer ons die wyse mense, raadgewers, so sit maar bietjie wyse mense, vra die Here om daai mense wat regtig vir die Here lewe, om jou te sit. Die belangrike besluit met dit, daai counsel of the wise. Okay. Spreuke 24 vers 6 sê daarso, want deur wyse leiding kan jy oorlog voer en oorwinning kom deur 'n menigte raadgewers. Selfs in die stryd, beteken dit, raad bring oorwinning. Nou, 'n eienskap van 'n wyse persoon volgens die Bybel, die persoon het 'n ontzag vir God. Spreuke 9 vers 10 is, die vrees van die Here is die begin van wysheid. So wysheid begin nie by, dis nie slimmigheid of intellektuele vermoë nie, maar, dit is, of eie opinies nie, maar by die eerbied vir God se gesag en sy wil, 'n eerbied vir dit.
Dan by eienskappe, nog 'n eienskap van 'n wyse persoon, is die onderskeidingsvermoë. Filippense 1 vers 9. Paulus bid dat gelowiges sal groei in kennis en onderskeiding. Nou 'n wyse mens kan situasies lees en die regte besluit neem, selfs wanneer in 'n baie moeilike situasie in kompleksiteit. Dan nog 'n eienskap van iemand wat wys is, sagmoedigheid en nederigheid. Jakobus 3 vers 13. Laat hom uit sy eie gedrag sy werke toon in die sagmoedigheid wat by wysheid hoort. Met ander woorde, wysheid is nie arrogansie nie. Dit is sag en leerbaar. Dan nog 'n punt van iemand wat wys is, wat ek vir jou kan raad gee, is suiwerheid en morele integriteit. Jakobus 3 vers 17. Maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer en verder ook vredelievend, bedagsaam en inskikkelik. Dit volg deernis en goeie vrug, onpartydig en ongeveinsd. So die ware wysheid is rein, dis regverdig en dit is vol liefde. Nog 'n punt om iemand se karakter te toets vir wysheid is openheid vir regstelling. Spreuke 12 vers 15. Die dwaas glo dat sy eie pad reg is, maar die wyse luister na die raad. So 'n wyse persoon is nie op sy eie insigte maak hy nie staat nie, maar leer uit tug en raad uit. Okay. Dan is die tweede laaste punt van iemand wat wys is insig in geestelike waarhede. So Efesiërs 1 vers 17 is Paulus bid dat God ons gees van wysheid en openbaring sal gee. So 'n wyse mens verstaan dieper geestelike en werklikhede en leef daarvolgens. As ons raad gee, dan leef ons ook daarvolgens, né? Die wyse raad. En dan die laaste punt is vaardigheid en toepassing van kennis. Spreuke 3 vers 19. Die Here het die aarde met wysheid gegrondves. So wysheid is prakties, dit bou, dit lei en dit skep. So daar het ons 'n paar punte van hoe bevestig ek dat dit is wat ek gehoor het, die waarheid is. So in opsommend is in lyn van die woord van die Here, dit word bevestig met innerlike vrede. Dit is gegrond in liefde en waarheid en wysheid en dan bevestig deur wyse mense. Kyk, daar is van die punte. Kom ons sluit die oë. Vader God, dankie dat ons kan kom met 'n nederige hart. Here, ons verlang om die stem te hoor, baie duidelik, want die stem is vol waarheid en dit gee vir ons rigting. Here, maak ons gedagtes stil, sodat ons kan hoor wat is dit wat U vir ons fluister, Here, want ons wil dit nie mis nie. Here, U woord is ons riglyn, dankie daarvoor, en die vrede is ons maatstaf, en die Heilige Gees, Here, is ons trooster en ons kompas. Here, ons bid vir onderskeid, dat ons sal weet wanneer is dit, wanneer U met ons praat. Here, ons vra vir U wysheid, help ons om te luister na raad, Here, wat woord gebaseer is. Here, help ons sodat ons nie ons eie planne sal maak nie, wat ons die plan sal volg, wat ons sal lei tot in ewigheid. Here, laat U vrede, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en ons gedagtes bewaar in Jesus Christus. Here, ons kies om op U te wag, om nie te hardloop voor U uit nie, maar om te wandel saam met U elke tree, elke dag. En ons wil oor ons lewe verklaar, dat ons is kinders van God. Ons ken die stem van ons herder.
Want die woord sê daar, in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En die sê daar in Psalm 46 vers 10, wees stil en weet ek is die Here. Here, laat die vrede van Christus in ons harte heers, soos in Kolossense 3 vers 15. Here, ons wil net ook deur die gees van die Here. Net verklaar, Here, ons is nie verwaard nie, ons is kinders van die Here. Ons is nie bang nie, want U het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ons wil leerbaar wees, ons wil stil wees, en ons wil hê, Here, kom deurgrond ons. Ons eer U, ons koning van ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So onthou nou net, God se stem is nie altyd hard nie, maar dit is altyd helder vir diegene wat hom ken. Soos Jesus dan ook gesê het, my skape ken my stem. Ons moet leer om stil te wees, te hoor wat is dit, wat die Here vir ons sê, deur sy vrede wat vir ons die kompas is. Ek groet julle dan, in naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. As jy wil kontak maak met Trinity Truth Foundation, kan jy ons WhatsApp by 0633 78 4543 0633 78 4543, of as jy op ons webtuiste wil gaan kyk oor kursusse wat jy kan volg om jouself op te rig as in die Koninkryk van die Here, kan jy gaan kyk op www.trinitytruth.co.za. Ons groet mekaar tot 'n volgende keer. Wees geseënd.